genetika aanvul. Is dit belangrik dat elk van die saak wil jy graag weet met wat ras jy werk en wat is dit wat vir jou belangrik is, wat is aangepas in jou eie omgewing, maar dan wat daarbij aansluit natuurlijk ook is die kere by wie jy daardie genetika aanskaf. Dit is ook so dat die genetiese diere wat jy inbring in jou kudde is presies dit wat vir jou gaan vat na die gemiddeld van die kudde waaruit jy daardie diere verkoop het. Dit is nog nie vreemd, maar dit is net in effect wat gebeur. Wanneer ons kyk, wanneer ons aan afneem dat in die laaste 3 jaar veranderd van jou teel en kuddebeleid of vervangingsbeleid spesifiek, wat jy toepas in jou kudde, dan is dit so dat heel moontlik, as jy jou kaarte reg gespeel het, gaan die impak van die laaste 3 bulle wat jy gebruik het, kan so hoog wees as 86% op jou vervangingskudde, met ander woorde jou vroulike kudde op daardie stadium in jou trop. Wat beteken dat jy het basies die effek van 50% van daai 3 bulle se maas, met ander woorde 3 koeie, daai 6 oumas van hulle, 9 van die vroulike diere gaan op daai stadium 86% vorm van dit wat jy op daai stadium in jou kudde gaan hê. En dit is daarom soveel meer belangrik dat ons reg verstaan dat dit ons vandag doen is nie net 'n finansiële belegging. Dit gaan daaroor om potensiaal te kan ontsluit. En daarom is dit verskriklik belangrik dat ons verstaan wat dit is waarmee ons besig is en wat ons graag bereik. Wat verder daarbij aansluit is, dan is die groot vraag ook baie keer, maar waarom gebeur dit nie? Waarom is dit so dat ek het hierdie bul met hierdie fantastiese potensiaal gekoop, wat hierdie wonderlike teelwaardes het, maar dit figureer nie in die nageslag. En ek gaan vandag net so 'n bietjie daaroor gesels. Ek wil nie te lank van julle tyd opneem nie. Here, dit neem aan, jy is altyd lus om veiling te hou. So, en dit nog steeds is belangrik dat jy hierdie tipe van konsepte reg verstaan, dat jy dit reg onder die knie kry. En daar sonde maak jy vir dieselfde pad baie moeiliker en baie langer. Ek is nie so die traal is, maar ek moet ook op die skerms gaan kyk, so ek kan nie daar hoog staan nie. So, ek sien ek mense, dan sien ek nie so die moeilik om oor kontak te bou, maar nie te min. Dit is die situasie. So, vandag gaan ek 'n bietjie met die gesels oor, optimaliseer jou kudde se genetika. Want dit is toch wel vir meeste van die hier is vandag. Natuurlijk om my lekker draaggewerkte worselkeer, dit was net ook nog 'n goue verrassing. Maar kom ons val weg met dit wat ek graag met u wil deel. Ek het hier daar 2 foto's opgesit. Beide daardie diere, soos ek baie maklik kan sien, verskillende rasse. Maar hulle kom uit dieselfde tipe van genus. Dit wat ons daarso na kyk, is bees, is boubaar. Wanneer ek die manlike en vroulik van daai twee bymekaar sit, gaan ek 'n produk kry wat se kromosome dieselfde is en daarom ook sal vrugbaar wees en die vermoë gaan hê om te kan voortplant. Maar die een gaan nie in die ander area van die ander een kan aard of kan oorleef nie. Dit is net dood eenvoudig onmoontlik of bykans onmoontlik. Dit gaan vir hulle verskriklik swaar wees. As die een na die Skotse Hooglande moet gaan en die ander hier na die Vrystaatse Plateau kom. So, dit is duidelik dat daar sekere verskille is, maar as hulle beide weggespring het by dieselfde basis, wat sal dan die rede wees oor waarom hulle self fenotipies anders uitdruk? En die rede daarvoor is dit te doen met die invloed van epigenetika. En as die epigenetika vir jy moet opsom, dan sal ek vir jy sê, dit is die chemiese skakelaars, wat gene aan of afskakel na gelang van die omgewing. Stressfaktore, voeding, bestuur, die klimaat waarin daardie diere moet oorleef. So dit is alles dinge wat 'n rol speel. En wat belangrik is ook om te verstaan en te besef is dat die DNS van daardie diere het nie verander nie. Maar as gevolg van eksterne faktore wat daardie diere inwerk, is dit so dat hulle self in terme van hulle fenotipe verskillend uitdruk. So dit is belangrik dat jy dit dan ook sal verstaan, dat dit is deel van dit waarna ons kyk. Nou, jy almal sal vertroud wees met hierdie vergelyking, P = G + I, met ander woorde die fenotipe, dit wat ons sien, is die effek van die genetika, waarmee ek werk, en hoe ek as mens dit bestuur, die omgewing wat ek vir my dier skep, die omstandighede waarin ek die dier aanhou, daai is eintlik, die laaste gedeelte, die E, is eintlik maar die menslike hand. Daar waar die mens ingryp en sekere goed verander en of beïnvloed, ten einde dan nou op 'n spesifieke manier die dier in staat te stel om die fenotipe van daardie spesifieke dier te kan uitdruk.
Belangrikste is wat jy gesê, die DNA bly dieselfde, maar wat ons ook moet onthou is dat, wanneer ons kyk na DNA en die vererwing van spesifieke eienskappe, vanaf die vader en vanaf die moeder van die lewende wese, oorerf genetiese eienskappe in sterre. Dis nooit net een van die, een van daai, wat oorgaan, dit gaan altyd oor in sterre. Die van die wat embryosporing gedoen het, sal gesien het, dat daar partykeer reuse verskille is tussen die kalvers. Jy kan 15 kalvers hê in dieselfde kombinasie, maar wat van een ekstreme na ander ekstreme verskil. En die rede daarvoor is, met die versmelting van daardie eiersel en die spermsel, is daar spesifieke selle, spesifieke stringe genetika, gene, wat verskillend oorgedra word. So belangrik dat ons verstaan, die DNA bly die DNA. En 'n maklike manier om dit te kan probeer verduidelik vandag, of jy te sê, beskou asseblief die DNA as die bakkie of die trok of die trekker se enjin. Dit is die harde ware van daardie stukkie toerusting. En dan die epigenetika is dan basies as dit weer dieselfde voorbeeld kan vat. Kom ons gebruik byvoorbeeld trekkers. Jy kan 'n trekker kry wat in dieselfde reeks verskil hulle van 120 tot 170 perdkrag. Dis identies dieselfde engine. Die harde ware verskil nie. Wat wel verskil is die sogenaamde mapping. Met ander woorde, hoe daardie brein van daardie trekker geprogrammeer word en wat dan vir daai pomp van die trekker presies dieselfde pomp is as die ander, presies dieselfde injectors het, maar afhangend van hoe dit bestuur word, hoe dat die trekker se management, ek praat nie van die drywer van bestuur nie, van die interne bestuurstelsel van die mapping van die trekker, gaan bepaal hoeveel krag daardie trekker lewer. En met diere is dit nie regtig anders nie. So wat dan gebeur is, daardie selfde DNA wat nou geprogrammeer is, die harde ware, figureer dan op verskillende maniere, as gevolg van sekere verstellings, wat die uitdrukking daarvan beïnvloed. En ek verwys spesifiek na goed wat deur die mens baie keer, en dan natuurlik die natuur. Geen twee seisoene is presies dieselfde nie. Dit begin nie elke jaar presies op dieselfde dag van die maand September te reën, of Oktober, of afhangend van waar die land is. Daar is heeltyd veranderinge en veranderlikes waarmee daar uitgehou word. So wat gebeur is, as 'n paar goed wat 'n baie groot rol speel. Voeding is natuurlik een van die belangrikste goed, wat 'n fenominale rol speel in reproduksie, maar ook in die, hoe dat daardie dier se genetika uitgedruk word. Een van die belangrikste goed wat ek baie graag met u deel rondom voeding is dat voeding is afhanklik van die voeding nie. Vrugbaarheid, reproduksie is definitief afhanklik van voeding, maar waarom sal dit wees? Die liewe Vader het ons, dis alles by mense nie, en die natuur so wonderlik gemaak. Byvoorbeeld, vir 'n suksesvolle implantering van 'n bevrugte eiersel om plaas te vind binne die baarmoeder, wat in die geval van beeste tussen 15 en 17 dae neem, nadat daar 'n suksesvolle dekking plaasgevind het, is daar 'n baie belangrike stof nodig binne in die vroulike dier se liggaam. Dit is stof wat ons noem die spesifieke hormoon leptin. Leptin is die hormoon wat verantwoordelik is vir 'n suksesvolle implantering in die baarmoeder. En leptin sal slegs implant wanneer daar genoegsame voedingsstowwe is wat onttrek word uit buiteliggaamsvet. En dit is die rede waarom in droogte tye en moeilike tye, in tye wanneer jou koeie nie in kondisie is nie, waarom hulle sukkel om dragtig te raak. Want daar was nie genoeg vet wat die voedingsstof is vir die hormoon leptin om 'n bydrae te lewer tot die koei se vermoë om dragtig te raak. So voeding is een van die belangrikste faktore wat altyd in gedagte moet gehou word. En dit gaan nie net daaroor om die diere te pamper nie. Dit gaan daaroor dat jy wil in staat wees om jou diere die kans te gee om optimale liggaamskondisie te kan handhaaf. Dan wil ek ook vir julle sê, daar's 'n magdom goed wat plaasvind binne die baarmoeder, wyl daardie koei dragtig is met daardie ontwikkelende ongebore kalf. Soos byvoorbeeld, elke kalf, ons as mense is dieselfde, glo dit of jy wil of nie. Jy word gebore met al die selle wat jy nodig het om jou liggaam te vorm. 'n Vroulike dier, 'n vroulike wese, by mense is dit dieselfde, word gebore met al die eierselle wat sy sal hê vir die res van haar bestaan. Daardie eierselle word op 'n baie vroeë stadium
binne die baarmoeder vasgelê, binne die eierstokke, word dit reeds ingebou. Die voedingsstatus en die toeganklikheid van daardie koei tot spoorminerale en spoorelemente verseker dat daardie eierselle wat op daai stadium alreeds in iets gevorm word wat so groot is, dat dit reeds reg geprogrammeer is. Nou as daar 'n tekort is aan spesifieke voedingsstowwe en spesifiek spoorminerale, iets so sink byvoorbeeld, gaan daar later in daardie ongebore kalf se lewe, wanneer sy 'n reproduserende koei moet word, gaan dit 'n negatiewe impak hê op haar reproduksievermoë nommer 1 en in die tweede plek op haar vermoë om die genetiese potensiaal, die DNA hardeware gedeelte, regoor te dra aan haar nageslag. En elke dingetjie speel 'n rol. Stand van voeding, geweldig belangrik. Stres, siektetoestande, kondisie van die moeder soos ek al reeds verwys het na. Omgewing, vroeg in die lewe van daardie ongebore kalf, vroeg in die lewe van die dier wat gebore word, dieselfde. 'n Kalf se ontwikkeling tot en met 4 maande is van kardinale belang. Tot en met 4 maande nadat die kalf gebore is die voedingsstatus en dit waaraan daai kalf blootgestel is, absoluut van kardinale belang wat betref daardie kalf se potensiaal vir die res van daai kalf se lewe. So die 9 maande wat die koei indra is die volgende 4 maande. Dit is eintlik die belangrikste tyd in daardie dier se bestaan. Ek kan nie sê lewe nie, want die lewe wat ek glo lewe begin sodra bevrugting plaasvind en dit is nou belangrik. So belangrik dat ons verstaan dat hier's goed wat gebeur op 'n stadium wanneer ons nog nie eens besef dat dit 'n impak wat van kardinale belang is in suksesvolle beesboerdery. Dit alreeds begin met die vers toe haar ma met haar dragtig was. Baie tipe van effek. Belangrik dat ons dit sal verstaan. Nou wat gebeur is hierdie faktore wat ek nou daarna verwys het, en dan word is stres en siektes en al daai goed wat gebeur. Voeg chemiese merkers, dit word genoem onder andere metielgroepe, tot die DNA in die skone van daardie dier word dan bygesit of weggevat. Of anders gestel, sekere goed word aangeskakel en afgeskakel. Wanneer jy terugdink aan my voorbeeld van die Skotse Hooglande, hy besig met baie hare, addisionele haargroei en haarfollikel-ontwikkeling en al daai goed, word as gevolg van epigenetika aangeskakel en word later deel van die programmering wat baie gou op 'n baie jong ouderdom uitgedruk word in daardie dier se lewe. So belangrik dat ons dit verstaan. So daar word ander afgeskakel, dit is wat gebeur. Omgewing, stres, al ander goed het definitief 'n rol te speel daar. Nou, waarom maak dit saak? 'n Genetiese superieure kalf kan onderpresteer as die moeder ondervoed is. Dit is ongelukkig net wat ek vir julle daar sê. Swak moederlike versorging, epigenetiese onderdrukking wat lei tot laer groei, swakker immuniteit. Onder andere, daar's nog baie ander goede daarvoor jy kan byvoeg. Stres en laagdragtigheid verminder vrugbaarheid by dogters. Dis 'n bewese feit. 'n Koei wat in 'n laat stadium van haar lewe stres ervaar, sy dogters is noodwendig in die laat stadium van dragtigheid. Oor die laaste trimester, hoewel die eierselle dan reeds gevorm was, het dit nog steeds 'n invloed. Daarom is dit so belangrik, handhaaf optimale kudde gesondheid te alle tye. Streshormone spesifiek, een van die bekende is kortisol. Kortisol verander epigenetiese merkers in die ontwikkelende fetus. Dis 'n absolute feit. Vroeger in die vroeë lewe bepaal leeftyd prestasie, ek het reeds daarna verwys, biesmelkgehalte absoluut krities van belang. Ek het groot geword op nie by my punt, maar was deel by my op die plaas. En hy het geglo, jy merk dag 1, dag 2 en dag 3 bies. Koeie is uitgemelk, as daar extra melk was. Vir dag 1 is het mooi gemerk, dag 2, dag 3 was het gevries. Vandag weet ons, ongelukkig, dat bies word opgeneem in die eerste paar ure na geboorte. As 'n kalf 12 ure oud is en nog nie behoorlike bies ingekry het nie, gaan daai kalf nie 'n goeie immuunstelsel hê nie. Wat gebeur, wie van die wat nie weet nie, die selektiewe deurlaatbaarheid en opneembaarheid wat die dier, die kalf in staat stel om voedingsstowwe uit die dindarm op te neem, is besig om af te neem. Wanneer die kalf gebore is die dindarm baie deurlaatbaar vir en ontvanklik vir immunoglobien en sal dit opgeneem word in die dindarm
maar daai windderm is al besig om af te seël. As jy op uur nommer 16 na aankom met die snaap vir die eerste keer, is dit te laag. Jy kan vir die venster gaan. Ek deel dit maar net in die interessant. So, daai goed is baie belangrik. TKP vrugbaarheid is nie net geneties nie, hulle is definitief epigeneties. So baie keer dan kyk ons en dit is belangrik. Ons weet dat vrugbaarheid is laag oorerflik, maar hoogs herhaalbaar. Maar dit het net nie gesê, maar wat van dit is epigeneties? Ons weet nou epigenetika word beïnvloed deur die omgewing. Maar wat ons wel weet is dat die koei wat beter aangepas is die koei wat toevallig ook baie keer die vrugbaarder koei is. En dit stel haar in staat, die feit dat sy aangepas is, stel haar in staat om beter te vaar op die veld, om natuurlike hulpbronne beter te kan benut, en daarom toevallig het sy daar laagheid onderheidseffek, kan sy seker maak dat sy die hormoonleptin kan in stand hou, en kan sy 'n vroeë dragtigheid verseker. So hoewel ons kyk na reproduksie, is dit ook so dat dit is eintlik die gevolg van die feit dat ons kyk na diere wat baie goed aangepas is. So belangrik dat ons daai tipe van konsepte verstaan. En dan natuurlik binne wat ons steeds voorgemaak word, toe beslis binne die video, dit het effek op semenkwaliteit. En semenkwaliteit gaan nie net oor die gehalte van die semen wanneer die veearts aan kyk op 'n skyfie onder sy mikroskoop nie. Dit het ook te doen met die feit dat daardie semen is veronderstel om 'n geweldige klomp programmering te dra. En gehalte semen, met ander woorde waar die sinkvlakke en al die ander goed wat regtig noodsaaklik is, optimaal is in daardie dier se liggaam, sal daai semen ook beter geprogrammeer wees om seker te maak die regte eienskappe word oorgedra aan die dier se nageslag. So ek sê dit is gedeeltelik wel erflik, dis waarom seker as volgens 'n omgewing uniek aangepas is en so natuurlik ook die merkende ras-spesifieke eienskappe het. Ons weet 'n Simmental lyk soos 'n Simmental Drakensberger, so Drakensberger, oor tyd is die regte goed volgens die omgewing aangeskakel en die diere dieselfde begin lyk. So 'n maternale omgewing bepaal geweldig baie. En dit begin reeds in die baarmoeder, soos ek baie duidelik probeer maak het. Wanneer ons kyk na die diere se groei, belangrik dat jy asseblief die vergewis van die S-kurwe, 'n kalf groei min of meer, kom ons sê, tot en met 230 kg by 200 dae, 205 dae. Van daar af het die kalf die potensiaal om vinniger te dag en groei. Maar dis die tyd dat ons baie keer ons staalbras, dit word gespeen, die verse wat ek nou kwyt maar aan die agterste kant, wat ek gaan sorg vir die koeie, en eintlik is dit 'n fout, jy moet alles die geleentheid gee om optimaal te kan presteer. Benut asseblief die S-kurwe, veral wanneer jy oorweeg om osse te produseer, wat iets is wat ek hoop, wat ons baie meer gaan doen in Suid-Afrika. Jy kan 'n bietjie met Frits gepraat oor 'n nuwe stelsel wat ons daar kyk. Frits, wat noem jy daai stelsel van jou ISM, wat is dit naam? Certified Stat Meat, is dit, neem asseblief kennis daarvan, ons glo dit gaan ook deel word van die toekoms, soos wat ons vorentoe gaan. So, verstaan asseblief die effek van groeiskok en kompensatoriese groei, dit is iets wat baie ouens baie sleg verstaan en dan verkeerd aanhaal en of verkeerd gebruik. Dit is nog 'n redelike komplekse onderwerp, ook immuniteit baie belangrik, vrugbaarheid en dan natuurlik metaboliese effektiwiteit. Ons weet algemeen in Suid-Afrika praat ons graag van ons wil boer met medium raambeeste. Een van die redes daarvoor is, dit gaan vir ons oor die metaboliese massa van daardie dier. Hoe minder veloppervlak blootgestel word aan elemente, hoe beter, so 'n beperk veloppervlak en maksimeer die hoeveelheid massa wat ons binne daardie dier onder sy vel kan huisves. So dis nog 'n konsep, maar soveel goed wat jy kan deel, maar as in die tyd vandag daarvoor nie, ons wil nie die geleentheid misbruik nie. Maar net vir u noem, ek het daarso vir u 'n voorbeeld gewys, daar is 'n voorbeeld beskerm van 'n haarslag. 'n Dier wat, kom ons sê eers so, daar's navorsing gedoen, die navorsing is gedoen by Kansas State University, en wat hulle gedoen het is, hulle het twee groepe diere gehad. 'n Groep diere wat hulle gebruik het as 'n kontrolegroep, wat hulle net dood eenvoudig normaal hanteer het, goeie weiding, goeie alles, normale plaasomstandighede, en dan het hulle 'n groep gehad, wat hulle die diere, die koeie basies, ek kan nie vandag baie navorsing doen nie, maar wat hulle weggehou het van die diere, was goeie spoorminerale, goeie weiding, hulle het regtig nou, kom ons sê, onbemeste oulandsgras gekry. Dit was hulle dieet. Die effek daarvan was gewees dat op hulle nageslag, tussen die twee groepe, die groep wat, ek sê ons die praai was, wat behou was
van goeie toegang tot goeie kos. Hulle kalwers, toe hulle kalwers geslag was, met ander woorde, hulle is gespeen, deur die prosesse gevat, geslag as slagkos uit 'n voerkraal, steer soos hulle daarvan praat, was die gemiddelde gewig van die hartslagte, die trachea, longe en hart, 1,7 kilogram minder gewees as die kontrolegroep. Nou daai 1,7 kilogram klink vir u nie na baie nie, maar dan kyk u na waarna kyk ons. 1,7 kilogram op een van die belangrikste stelsels in die dier se liggaam. Wat is een van die groot probleme in voerkrale? Longsiektes. Hulle het minder longmoeilikheid gehad. Hulle dogter, die verse kon saam beter handhaaf op veld, want hulle kon beter asemhaal, alles het beter gewerk. So baie belangrik dat ons verstaan, hierdie goed is nie net teorie nie, dis regtig goed wat prakties 'n groot verskil maak. Ek weet nie hoe ek die tyd, ek wil nie baie veel tyd verf, ek moet probeer spoed sit, ek kan nie noodwendig dit al hierdie goed gaan nie. Wat belangrik is, ek gaan so vinnig hier aan raak, dink in terme van jou wese potensiaal, die hardeware, dink asseblief in terme van die katalogus wat jy vandag kry. Die veilingskatalogus het julle mag ook inligting. Maak asseblief seker dat julle kyk na die inligting, dat julle daai reg interpreteer. Dat ons verstaan waarna ons kyk. Die epigenetika is dan die brandstofgehalte en hoe daai goeie brandstof die genetiese mapping aan daardie ding gaan reageer. So kyk asseblief in jou katalogus, wees asseblief seker dat jy verstaan. Wat is vir jou belangrik? Ons is nie meer gestel net op wins nie. Baie keer ons kyk speenkalfgewig, speenkalfmassa, dis die goed wat vertel het. Kyk asseblief net na tonale eienskappe. Geboortegemaak. Ons moet ophou om heeltyd te gaan vergroter. Bigger is not always better. So belangrik dat ons verstaan, ons fokus skuif na winsgewendheid en optimale groeigrootte, dis iets wat baie belangrik is vir ons. Hierdie moet nie werk nie, daar gaan dit net vinnig. So belangrik, soos 'n bil, ek sien 'n bil as 'n baie spesiale wese. 'n Bil is soos 'n trekterplante kombinasie, maar die groot verskil is hy vervaardig heeltyd sy eie saad. Ek hoef nie by Pannar of een van daai ouens te gaan saad koop nie, die bil produseer heeltyd, maar die spek van die saad, dit kry ek uit my handleiding uit. My handleiding gaan vir my sê, en my handleiding in die geval is die reproduksieveilings katalogus. Die katalogus is dat data wat vir sê wat is die potensiaal van daai bil se saad. So, waarom boer jy? Wel, jy kan jy kies. Wat is vir jou belangrik? Return on ego, return on investment. Belangrik om daai verskil te maak, ons wil graag sien dat ons kudde opbou, ons wil regtig sien dat ons 'n goeie belegging maak en daar 'n opbrengs kan kry. Wat is jou teeldoelwitte in jou kudde? Waarvoor is jy hier vandag? Wat wil jy aanvul? Dis belangrik, jy moet kom met 'n plan, wat wil ek aankoop? Wat verwag ek van die bil, die vroulike diere wat ek wil aankoop? Dit moet komplementerend wees tot my huidige kudde. So belangrik, wat is genetiese vordering? Hoe verkry ons dit? Wel, daar's 'n lang formule daaroor. Ek gaan nie daar stil staan nie, die tyd is bietjie min vir dit. So waarom boer jy? Wel, kom ons kyk bietjie, waarom is daar 'n verskil in diere se fenotipe vanaf die teelwaardes? Nou wat jy moet verstaan is, die teelwaardes, dit wat jy verwag, die dier daaroor aan sy nageslag. Baie keer sê ons van jong, ek sien nie eintlik wat die syfers sê nie. Nie kyk na die dier, kyk na sy nageslag asseblief. Nogal 'n belangrike konsep om te verstaan. 'n Bil is 'n genetiese drywer, maak seker jy belê reg. Jou koeikrop is soos jou lande. As jy 'n saaiboer is, koeikrop is jou lande, berei jou lande goed voorberei. Maak seker lande is skoon van onkruide, maak seker die regte gesondheidsstatus in die grond, dieselfde geld met die koeie, belangrike konsep wat dit betref. Wees volhoubaar deur jou hulpbronne optimaal aan te wend, sodat dit vir die nageslag behou kan bly. Dit moet jou uitgangspunt wees. Dis hoe ek my plaas benut, dit is deel van jou gedagtes daarom. Wees winsgewend gefokus deur die volgehoue optimalisering van genetiese potensiaal. Maar verstaan asseblief, jy het 'n keuse oor wat jy reg, wat sit jy by en hoe gaan dit die genetiese uitdrukking van jou diere beïnvloed, hoe die fenotipe gaan figureer. Dis wat vir ons baie belangrik is. Ons ek sê baie dankie. Ek hoop dit was vir die interessant geweest en baie sterk van julle veiling, baie geluk ook aan die verkopers. En dit is 'n wonderlike voorreg om te kan uitkom by 'n 30ste produksieveiling. Dis nie elke dag wat dit gebeur nie en dit kom gee vir 'n lekker hande klap. Soos ek gesê het, belangrik, maak seker jy koop by iemand